Hemelse Vader, ons dankie vir die vrede wat ons kan besing. Ons dankie Here dat dit waar is, dat dit nog altyd meer word nadat ons vir Jesus beter leer ken. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie ook vir die orde van u woord. Ons dankie Here vir die orde wat u ook vir ons ingestel het om u te dien. Ons dankie Here dat u self die opperherder is. Ons dankie Here dat u onderherders aangestel het. Here, u diegene aangestel wat moet waak oor die kudde. Here, en u het ook gesê dat wanneer u kom, sal u van hulle kom rekenskap eis. Here, onse God, in hierdie tyd waarin ons lewe, bid ek Here dat u weer u woord, die vrees vir u woord, die eerbied vir u woord, weer in ons harte sal herstel. Here, sodat ons ook eerbied sal hê vir u orde, en vir die, o Here, wat u oor die kudde aangestel het. Ag Here, soos u woord sê, dat hulle dit nie alsigtende sal doen, omdat die kudde dit vir hulle swaar maak nie. Maar Here, dat hulle dit met blydskap sal doen, omdat, my God, elkene in sy plek sal staan, waar u ons gestel het. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam, kom seën nou u woord. Amen. My broer en suster, ek vra u dan om saam met my te lees uit 2 Timoteus hoofstuk 2. En ek lees met u die eerste 13 verse. 2 Timoteus 2 verse 1 tot 13. En my voorlesing is nog uit die ou 1933 vertaling. 2 Timoteus 2 verse 1 tot 13. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuie, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon, as hy nie volgens die reëls gewetywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Mag die Here sy woord aan ons harte seën. My broer en suster, ek weet dit is die laaste gedeelte van die diens. En u moet tog self in u eie harte die Here vanmôre vra dat u nie sal moeg word nie, want ek het 'n belangrike boodskap wat ek van die Here ontvang het. En ek is daar seker van dat nadat ek hom afgelewer het, is die Here my die krag gee soos ek hom gevra het, dat u ook sal sê. Dis een van die belangrikste boodskappe wat u in u lewe gehoor het. Ek wil met u praat vanmôre oor gee die fakkel aan. Gee die fakkel aan. My teks, weer daar die eerste 2 verse. Luister na die pragtige woorde.
O, dit het vir my in jare van my lewe altyd aangegryp as ek lees, as Paulus hierso vir Timoteus sê, jy dan my seun. Jy dan my seun. Wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuie, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Wat jy van my geleer het, vertrou dit toe aan bekwame manne, wat ook in staat sal wees om ander te leer. Ek wil vanmôre vir u wys uit God se woord, en ek wil dit voor u stel, my broer en suster, as dit nie geslaag het nie, dan het ons vanmôre nie geweet van ons Here Jesus nie. En as ons vanmôre hierdie woord en hierdie boodskap nie ter harte neem nie, dat ons die fakkel sal aangee nie, wat gaan word as die Here vertoef om te kom van die wat na ons gaan kom? Omdat die mens sterflik is, bly hy nie vir ewig in hierdie bedeling nie. En my broer en suster, ek is ook 'n mens. My tyd is ook verby. Ons is almal sterflik. Ek dank die Here dat ek vanmôre hier voor u kan staan. My broer en suster, ek loop nie daarmee te koop nie, maar dis ter sake terwille van wat ek vir u wil sê. In minder as 3 maande, as die Here my spaar, as ek 71. Ek kan ook nie vir altyd aanhou nie. Al sal die Here my ook nie wegneem nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons hierdie boodskap vanmôre diep ter harte sal neem. Die beste prediker se boodskap sal doodgaan as hy dit nie aan die volgende kan aangee nie. Is dit nie waar nie, my broer en suster? Ongelukkig en tragies genoeg sien ons dit deur die geskiedenis, dat daar is baie groot werke wat sedert die hervorming ontstaan het. Baie van hulle het aangegaan, maar baie het ook doodgeloop, waar daar magtige bedieninge was, omdat daardie boodskap nie aangegee kon word nie. En dit is van die uiterste belang. En hoe het ek nie gestrewe in hierdie jare, wat ek in hierdie plek gestaan het nie, my broer en suster, om hierdie boodskap aan te gee aan andere wat daarmee verder sal kan gaan. Kom ons bid die Here, my broer en suster, dat hierdie boodskap nie dood sal gaan nie, maar dat hy sal aangaan en nog toeneem en al sterker word. Ek het van ons broers wat ons vanmôre gaan orden, het ek gesê dat wanneer ek hier weggaan, my broer en suster, bid ek die Here en ek bid ernstig daaroor en ek vra u vanmôre, ek gee dit aan u aan vanmôre, bid saam met my, dat wanneer ek hier sal weggaan, dat ek nie hier sal weggaan in 'n laagtepunt van die gemeente nie, maar dat ek sal weggaan in 'n hoogtepunt. Dat ek sal weggaan in 'n tyd van 'n magtige herlewing. En ek glo God het vir ons 'n magtige herlewing vir hierdie gemeente. Ek glo die Here het dit vir ons. Ek glo dit, ek voel dit in my gees. My broer en suster, kom ons kyk 'n bietjie na diegene wat die fakkel aangegee het. En by wie minder kan ons begin as by ons Here Jesus self nie. My broer en suster, as ons Here Jesus self nie die fakkel aangegee het nie, dan het die Christendom doodgegaan die dag toe hy hemel toe gegaan het. En dan was Golgotha die grootste tragedie wat hierdie aarde ooit sou getref het. Kom ons kyk hoe hy dit aangegee het. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons kyk byvoorbeeld na Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20 vanaf die 19de vers. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week,
en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en onder hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. My broer en suster, luister na daai woorde. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Maar my broer en suster, daardie disippels was ook sterflik. Hulle het ook gesterf. Dus as dit by hulle opgehou het, dan het die evangelie nie lank geduur nie. En dan het die meeste vir wie dit bedoel was, dit nooit gehoor nie. Daarom moes ook van die apostels af, moes dit weer aan ander gegee was, en weer aan andere, tot by ons, vandag, en vandag, vanmorgen, hier vandaan, ook verder. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. My broer en suster, hy sê ook vir sy disippels, volgens Matteus hoofstuk 28, sê hy vir sy disippels hierdie woorde wat ons so goed ken. Matteus 28 vanaf die 18de vers. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Het is belangrik dat ons daardie woorde onthou. Ons onthou die meeste waar die Here Jesus praat oor die doop. Maar my broer en suster, ons moet hier die hele konteks sien. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy het ons nie gestuur, sonder dat hy nie ten volle die autoriteit gehad het nie. En dus, ook daardie autoriteit aan ons aangegee het. Prys die Here. En dis daardie autoriteit wat so dikwels ontbreek. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. My broer en suster, omdat hy opgestaan het, dank ek die Here vanmôre, nie net het hy die fakkel aangegee nie. Hy het teruggegaan na die hemel toe in sy fisiese liggaam, maar hy het vir ons die Heilige Gees gegee om sy teenwoordigheid in ons en tussen ons voort te sit. Prys die Here. En disippels te maak van al die nasies, die Israel-nasies, die nasies wat na God se naam genoem is, die nasies voor wie die Here Jesus aan die kruis gesterwe het. Halleluja. Lukas sê dit vir ons so, in Lukas 24 vanaf die 46ste vers. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuie van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En daardie belofte van die Vader, naamlik die Heilige Gees, sou by ons bly, totdat hy ons oorhandig aan die koning wanneer hy weer kom. Prys die Here. En daarom, my broer en suster, as ons die fakkel wil aangee, kan ons die fakkel nie aangee sonder die krag van die Heilige Gees nie. Prys die Here. Wonderlik is hy. Ons lees dieselfde in Handelinge, waar hy sê in Handelinge 1, julle sal krag ontvang, nadat die Heilige Gees op julle gekom het, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot aan die uiterste einde van die aarde. Bestudeer ons nou die optrede van hierdie disippels, en luister my broer en suster, dit is baie belangrik. Bestudeer ons nou die optrede van hierdie disippels wat hierdie woorde van Jesus geluister het, dan vind ons dat hulle het na daardie verlore skape van die huis van Israel gegaan. Hulle het nie sommer Afrika ingevaar nie, hulle het nie sommer Indië toe gegaan en China en daardie plekke nie, hulle het gegaan op die spore van hierdie verlore skape van die huis van Israel. So die Here die fakkel aan hulle aangegee, so het hulle dit by Jesus geneem, en so het hulle daarmee geloop, en so moet u en ek ook loop.
Veral in hierdie tyd waar hulle die fakkel wil uitblus en waar hulle die fakkel, my broer en suster, wil diskrediteer om te sê dat Jesus het nie daardie dinge verkondig nie. Dit is waar die stryd is en dit is waar ek vir my broeders ook wil sê wat hier van my eendag sal oorneem. My broer en my suster, kyk dat julle die fakkel suiwer hou, dat hy suiwer sal brand. Daar is baie strominge, daar's baie winde. Daar word gepraat van winde van verandering. En wat 'n verandering was dit nie. Ook om die suiwer evangelie van God se woord te vertroebel, af te water en heeltemal mee weg te doen. Ons kyk weer na ons teks. En wat jy van my gehoor het onder baie getuie, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ander manne wat bekwaam sal wees om ander te leer, maar hulle moet ook getroue manne wees. My broer en suster, dit is van die uiterste belang. Ons kyk ook na vers 10. Daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Ons in hierdie gemeente, ons weet wat Paulus bedoel het. Toe Paulus gesê het, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes. Laat ons die Here vanmôre dank. My broer en suster, laat ons dit vier in ons harte dat ons weet wie daardie uitverkorenes is van wie Paulus praat. Daardie uitverkorenes is God se uitverkore volk Israel, waarvan u en ek 'n deel is. U sal nou kom waar ek vir u wys van die vals vakkels. My broer en suster, van die wrede vakkels wat daar ook geneem is, waar dit een van die eerste waarhede is wat uitgelaat is en net omgedraai is. Nou word ook van die onkruid. Ons weet hoe die Here Jesus vir ons geleer het, my broer en suster, en ek het dit vir u geleer deur die jare. Dank God, my broer en suster. Ek sê ook saam met die apostel Paulus, nie dat ek volmaak is of ek dat al bereik het nie. Ek jaag ook daarna asof ek dit kan gryp. Maar my broer en suster, ek het probeer om getrou te wees aan God se woord. Ek het vir u gewys dat in hierdie wêreld is daar twee soorte mense. Die een soort mens is uit God gebore. Die ander soort mens is uit Satan gebore. En my broer en suster, jy kan nie van die Satans mens 'n saad van God maak nie. Jy kan nie van die Satans mens 'n uitverkorene maak nie. En dit is hoe die evangelie omgeswaai is. Juis omdat vroeg, in die vroegste eeue, alreeds, na die apostels van die toneel verdwyn het, daar wrede wolwe gekom het. En my broer en suster, daardie wrede wolwe is vandag nog saam met ons. En hulle is meer boosaardig en meer slim en sluw en hulle is meer invloedryk as ooit tevore. Daarom verdra ek alles. My broers, julle sal ook alles moet verdra terwille van die uitverkorenes, terwille van die volk van God, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. U sal moet verdra. Daar is baie dinge wat 'n mens moet verdra as jy vir God werk. O broer en suster, daaroor sal ek nie uitwy nie. Maar die Here weet, dit kos genade om vir God se saak te staan. Ons kyk na die bekende gedeelte op 'n geleentheid soos hierdie in Efese 20, waar Paulus die ouderlinge van Efese laat roep het, en toe gee hy vir hulle hierdie waarskuwing. Ek lees vanaf die 27ste vers in Handelinge 20. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. My broer en suster, ek voel, ek kan voor u vanmôre staan, en voor God, dat ek ook vir u kan sê, deur sy genade het ek nie nagelaat om vir u die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self. Hy praat nou met die ouderlinge. Gee dan ag op julle self
en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Dit is wat ook vanmôre gaan gebeur met die ordening van ons gemeenteraad. As opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Ons het vanmôre gehoor dat die evangelie is duur. My broer en suster, ons is duur, want ons is duur gekoop. Laat ons dit tog nooit uit gedagte laat nie. Daarom is elke siel in hierdie gemeente en elke Israeliet is duur, want hy is duur gekoop met die kosbare bloed van die lam van God. Vers 29. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Nou my broers, dit staan hier in die Bybel, fisies is dit heeltemal veilig, hier is nie 'n wolf wat my nou kom verskeur nie. Maar as ons God op sy woord neem, is hierdie wolwe wat jou geestelik verskeur, nog baie meer gevaarlik as die fisiese wolwe. Want die fisiese wolwe prys die Here. Ons bid maar net vir ons broeder. Prys die Here. Broers en susters, moet julle dat dit die aandag te veel aftrek nie. Ons vertrou die Here. Die Here is op die troon. Halleluja. Ons sê maar net terwille van ons video kykers en ons kan sê daar's net iemand wat hulp nodig het in die diens. Ons weet dit is warm en dit is bedompig. Want ek weet dit dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Luister nou mooi. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dit moet ons tog teen waak. Uit julle self. Uit julle self. En wanneer ons deur die geskiedenis van die kerk gaan, dan vind ons dit is presies wat gebeur het. Die groot skade aan die boodskap was nie gebring deur mense van buitekant, deur heidene nie. Die groot skade was gebring uit mense van uit die geleedere, van die ouderlinge en van die voorgangers wat verkeerde dinge begin leer het. Ons vind vandag presies dieselfde ook in hierdie Israel saak van ons. Daarteen moet ons waak. En wanneer ons nou weer teruggaan ook na die geskiedenis van die Christelike geloof, dan vind ons dit het ook plaasgevind net na die dood van die apostels. Net nadat hierdie manne van die toneel verdwyn het, toe kom ander, my broers en susters, hulle bly die by die grond leer wat vir hulle geleer was nie. Mag die Here tog ook vir ons genade gee, as die Here Jesus vertoef om te kom. En my broer en suster Neser en ek is nie meer hier nie. Mag God genade gee. Dit sal seker die grootste droefheid van ons hart wees, as ons sal moet vind, dat nadat ons weg is, hier afgewyk is, van dit, wat ons so hard voorgearbei het, al hierdie jare. Kom ons bid daarvoor. Moet nog nie sê, ag, dit sal nooit met my gebeur nie. Paulus waarsku hierson, dit het met hierdie ouderlinge gebeur. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons vas sal staan in die waarheid. So my broer en suster, daar is vals fakkels. En daar is ook dooie fakkels. En Paulus het dit geweet. Die Heilige Gees het hom gewaarsku. En dit is presies wat gebeur het, net nadat Paulus weg was. Die wrede wolwe het gekom. Kom laat ek vir u 'n bietjie wys. Sal nie vir u moeilik wees om dit te verstaan nie. Net na die apostel Paulus, na die skrywe van hierdie sendbriewe, kom laat ek vir u wys wat van die basiese waarhede verdwyn het. Waaragtige bekering het verdwyn. Mense het nie meer waaragtig tot bekering gekom nie. 'n Paai prediking het spoedig op die toneel verskyn. En enigeen kon sommer maar net Christene word. In die jaar min of meer net na 300 na Christus, 300 jaar daarna, na die sogenaamde bekering van Konstantyn. My broer en suster, toe stroom die heidene die Christelike kerk binne. En hulle bring al hulle ou heidense gewoontes met hulle saam. Vandaar vandag nog jou besprenkeling van babetjies in jou groot kerke byvoorbeeld. En baie ander dwaalinge, ek wil nou nie op ingaan nie, want ek wil nog meer vir u sê.
My broer en suster, geloof, waaragtige geloof in God, het verdwyn. Die doop het verdwyn. Die doop na bekering deur onderdompeling het verdwyn. Die doping in die Heilige Gees met die gawes en die vrugte van die Gees het verdwyn. Die Israel boodskap het verdwyn. En dis vervang met 'n vreeslike vroom lering, en dit nogal onder een van die ou gevierde kerkvaders, naamlik Augustinus. O my broer en suster, in die Christendom in die algemeen, ek weet ek sê groot dinge. My broer en suster, ek word verskriklik aangeval. Ek wens ek kon vir u daai brief wys wat professor van Jaarsveld byvoorbeeld geskryf het en andere van my sê. En ek weet oor hierdie dinge ook, maar dis die waarheid. Ek weet ek mag nie aan die heilige vaders vat nie. Maar my broer en suster, laat ek die Here dank dan vir wat hulle goed gedoen het. Maar wat Augustinus gedoen het is, hy het gesê God by Golgotha is God klaar met Israel. En nou het hy 'n nuwe Israel, die wat nou verbondskinders word, wat nou kinders word van Abraham deur geloof. En die verbondsteken van die 3 druppeltjies water op hulle koppe ontvang. Hulle is nou Abraham se kinders, en hy kan nou maar swart, geel, wit, rooi wees of wat hy wil. Dis God se nuwe Israel. Is dit nie wrede wolwe nie? Is dit nie 'n vals fakkel nie, my broer en suster? Moet ons nie daarteen waak nie? En as ons dan nie daarteen predik nie, my broer en suster, waar sal ons mense dit hoor? Ons mense loop agter vals fakkels aan. Hulle loop agter vals vuur aan. Mag die Here vir ons genade gee. En hieruit voortspruitende natuurlik jou naaste. Nou is almal daardie jou naaste, want hy's dan jou verbondsbroer. Dan is hy ook jou naaste, en as jy hom dan nie omhels en omarm nie, dan moet jy jou sonde bely. Wat 'n vals fakkel. Dit is 'n feit in die geskiedenis, dat mense wat die ou kerke van vorige eeue, die eerste paar eeue na Christus, opgegrawe het. Weet jy wat het hulle gevind? Hulle het gevind dat die doopbaddens toegemessel was. Die doopbaddens was toegemessel, en die ou klein bakkie water waar die predikant sy vinger in doop. Ja, sy vinger word gedoop. Maar nie die babatjie nie. Die babatjie word besprinkel. Dit het die plek gevat van die doopbaddens. Vals fakkels, my broer en suster, wrede wolwe. Ek wil u vertel van die ou speelietjie. Ek weet nou nie of ons jong mense dit vandag nog doen nie. Ons is seker nog te oudtyds, maar toe ons nou jong mense was, ons so op partytjies was, het ons 'n speelietjie gespeel van gee dit aan. Dan sal jy nou so in 'n kring sit, en dan moet iemand iets in jou oor fluister, en dan moet jy dit weer vir die ander een fluister, en vir die ander een, vir die ander een, en tot by laaste een. Dan is jy verbaas om te hoor wat daar by die laaste een uitkom. Nou my broer en suster, dis 'n ernstige saak. Die evangelie het 'n evangelie geword van hoorsê. Mag die Here genade gee dat ook in hierdie gemeente u nie die waarhede wat ons voorstaan, en ook die Israel waarheid glo van hoorsê nie. Ek wil vir my broeders sê, wat vanmôre georden gaan word, vra die Here om werklik waar daardie boodskap nie van my te gehoor het nie, maar in u hart van God self te gehoor het. En so elke faset van hierdie waarheid. Ek wil vir u 'n baie wonderlike en 'n duidelike skrif hier omtrent gee. Job sê in Job 42 verse 5 en 6. Hy sê, volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom verag ek myself en het berou in stof en as. Van hoorsê het ek gehoor, maar nou het my oog u gesien. My broer en my suster, dit is waarom ek het net nou met u gepraat van sekere bedieninge, moet ons omdraai. Bedieninge, pragtige bedieninge, maar wat doodgeloop het. Hoekom het dit doodgeloop?
Daardie manne het ook probeer om die fakkel aan te gee, maar die manne wat onder hulle gesit het hulle bediening geniet, en hulle het geglo en met hulle saamgestaan, maar hulle het dit nie in hulle harte gehoor nie. Hulle het dit nie self van God gehoor nie, hulle het dit van daardie stigter gehoor. As u hierdie bediening glo en volg, en u glo en volg dit, anders sou u nie vanmôre hier gewees het nie. Maar as u hierdie bediening glo en volg, net omdat u dit van my gehoor het, gaan dit doodloop. Maar as u vir God vra dat u dit van God hoor, sal dit nie doodloop. Want dan hoor u dit nie van hoor sê nie. Dan is dit nie van hierdie ene wat dit hier in u oor gefluister, en u fluister weer vir daardie ene, vir daai oor. Teen die einde dat dit hier op die kring van daardie speelietjies kring gekom het, my broer en suster, is dit heeltemal partykeer nie net verdraai nie, maar is dit partykeer selfs 'n gedrog. En dit is presies wat met die Christendom gebeur het. Mense het nie gesorg om self van God te hoor nie, en om van God te hoor, my broer en suster, moet jy naby aan die Here lewe. Jy moet dikwels op jou aangesig voor God lê. En as jy 'n bediening het wat sonder trane is, het jy nie van God gehoor nie. Ek wil vir u 'n voorbeeld noem. O, 'n pragtige voorbeeld. Die voorbeeld van Elia. Elia het die fakkel aangegee aan Elisa. Ons het vanmôre ook gehoor, en ek voel die Here dit ook so bevestig. Ek wil net vir u hierdie paar verse lees omtrent Elia en Elisa. Ek lees vir u uit 2 Konings hoofstuk 2, vanaf die 8ste vers. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle 2 op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Dit is wat Elisa vir Elia sê. Laat tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien, wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur wat skeiding tussen hulle 2 maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy perderuiters. Elia was meer werd vir Israel as al die waans en die perderuiters van Agab. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. Ek glo my broer en suster, Elisa het nie van hoor sê gehoor nie. Ek glo Elisa het 'n ondervinding met God op daardie oomblik gehad. En die bediening van Elisa bewys dit. Elia het groot wonderwerke gedoen, maar Elisa het baie meer wonderwerke nog gedoen as Elia. Ek glo ook as my broeders waarlik waar vanmôre die fakkel aanneem wat ek aan hulle sal oorgee, my broer en suster, glo ek in hulle en hulle luister na hierdie boodskap en hulle luister na hierdie woorde en hulle sorg dat hulle self van God hoor, self van die Here hoor, dan sal ook hulle bediening nog baie groter wees as hierdie bediening wat agtergelaat word. Ek bedoel natuurlik nie daarby dat ek onmiddellik gaan pad gee nie, my broer en suster. Ek wil vir hierdie gemeente vanmôre sê, dis hy die Here anders besluit. Ek sal nog hierdie jaar
as die Here my spaar, by U bly, sodat hierdie broeders wat ons gaan orden, onder my leiding en saam met my, dat hulle kan infaseer in hierdie groot roeping waarmee God ons geroep het. Maar soos ek sê vir u broers en susters, die Here my spaar, een van die dae is ek 71. En dit was nogal vir my, ek gee ag op sekere baie dinge. Vanoggend toe bel ou broer Potty van Redan eerste, skoon broer Potty, as hy, wanneer u na hierdie kaset sal luister. Nou broer Potty is so klein bietjie jonger as ek. En hy is baie hartseer, hy sê, ek en my vrou is baie siek vanmôre, ons sou baie graag by die diens wou gewees het, maar ons kon nie kom nie. En kort daarna toe kom broer Jan by my, en hy sê, sy vader is siek, hy kon hom nie vanmôre saambring nie. Nou broer Jan se vader is 2 maande jonger as ek. En ek sê, Here, vir my is dit tekens, en ek is dankbaar dat ons dit vroegtydig kan doen. As ek op een of ander manier skielik van u moet weggeneem word, en ons het nie voorsorg getref nie, sou dit nie goed gewees het nie. Daarom, u moet nie dink oor wat ons nou binne 'n paar oomblikke gaan doen, dat dit beteken dat ek nou sommer, sover dit myself en sover ek nou enige sê in die saak het, behalwe die Here nie, dat ek nou sommer van die toneel gaan verdwyn nie. Ek sal graag met u ten minste nog tot die einde van die jaar hier wil bly. Dis die Paaskonferensie wat binnekort moet deurgesien word. Daar is nog heel wat take wat moet afgehandel word. Ek sou graag vanmôre 2 nuwe artikels wat ek geskryf het aan die gemeente wou aanbied, maar ongelukkig kon die drukkers dit nie klaar hê nie, maar dit sal volgende Sondag sal dit hier wees. Ek het die 2de uitgawe van Wêreldgebeure geskryf, en ek is daar seker van dat wanneer u dit kry, gaan dit vir u tot groot seën wees. Ek het ook geskrywe die artikel wat ek jare al gelede wou geskryf het, naamlik waar het Kain sy vrou gekry. Broer en suster, daar so baie verdraaiings daaromtrent. Nou dis klaar geskrywe, dis by die drukkers. Ek het die antwoord geskrywe op die aanval van professor J.S. Malan in die Bassein op my. Dit het ek klaar geskrywe. Ons sal eers daarvan vir u afrol. U kan gerus u name vir ons suster Ina gee, asseblief van die van u wat belangstel. Ons sal dit eers vir u in die afgerolde vorm gee. Nou my broer en suster, dis harde werk. Dis harde werk om hierdie dinge te skrywe. In die midde van al my ander aktiwiteite. Daar is groot oplewing. Daar is baie telefoonoproepe. Daar is baie besoeke. Daar is baie briewe wat baie vrae het. Die mense moet gehelp word en hulle moet gelei word. Ek kan nie sommer net so verdwyn nie. Nie nou dat die saak so 'n lieflike momentum begin kry nie. Nou my broer en suster, ek maak dan klaar. Paulus skrywe aan Timoteus. En hy sê vir Timoteus, en wat jy van my gehoor het onder baie getuie, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Hy skryf ook verder aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vanaf die 10de vers. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek al nie verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. Nou my broer en suster, ek vergelyk myself geensins met die apostel Paulus nie, maar ek voel ek kan tog vir hierdie broeders vanmôre sê, julle het ook my navolgers geword in hierdie heerlike en wonderlike sake. Vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
My broer en suster, as ek nie die vervolginge gekry het wat ek vir u van gesê het, en baie ander wat ek vir u nie van gesê het nie, dan was ek op die verkeerde pad. Die wat op die verkeerde pad is, as hulle eerlik wil wees, gaan vra vir hulle wie van hulle word vervolg. Ek weet nie van iemand wat vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word, julle sal altyd met hulle te doen kry. Dit sal altyd 'n swaar pad wees om te loop. Maar bly jy in wat jy geleer het. Ek sê ook vanmôre vir my broeders, bly julle in wat julle geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus. My broer en suster, dis sterk woorde hier. Dis sterk woorde. Luister. En ek gee dit ook aan my broeders aan. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend na die fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Dit sê ek ook vir my broeders. My broer en suster, ek sluit dan. Ek kan nie vir altyd by u bly nie. Ek gee die fakkel aan. Help hierdie manne. Staan by hulle en staan by hierdie gemeente. God sal u seën. Amen.